Ons is hierso by De Keer Landgoed in die Koue Bokkeveld, saam met Charles de Tooy, een van my beste vriende, Charles de Tooy Senior en sy seun Charles de Tooy Junior, en met Neil Hugo, my kollega. Charles is 'n groot voorreg altyd Charles om hier te wees. Charles, waar het alles begin vir julle as 'n de Tooy familie? Kyk, my pa het De Keer in 1934 gekoop by 'n oom van hom. Wie se enigste seun nie wou of kon boer het nie, en die plaas het op 'n veiling gekom, en my pa was op die buurplaas op Kromfontein, die plaas wat nou aan die ander de Tooys, ons familie behoort, en my pa en sy broer het besluit dat die plaas kom op die veiling, en as my pa hier koop, dan sal sy broer hom uitkoop onder. En die plaas het in Maart 1934 op 'n veiling gekom, en my pa het betaal vir hom 9600 pond. Ja. En toe het hy die plaas gekoop, en toe het hy hier begin boer. En dis waar ons begin het. So ons is nou die derde geslag, Charles is die derde geslag, wat hier op die plaas is. Maar die aard van die saak is die de Tooy familie nou al heel wat langer in die area. Het julle oorspronklik met appels en pere geboer? Nee, hier was niks gewees nie. Ja. My pa het begin gars en boontjies, en hy was so, nou in die derde jaar wat hy hier was, het hy sy eerste vrugtebome geplant. So, Niels, iets van jou kant af? Is wel, ja, as jy dink aan Ceres, dan dink jy aan appels en pere. Maar vertel ons 'n bietjie meer julle besigheid. Julle het gediversifiseer, appels, pere, eie, bloubessies, steenvrugte. Ja, so ons is hoofsaaklik appels en pere. En dan het ons so 'n derde van ons besigheid is groente, is eie. En dan het ons so in 2019 het ons eerste kersies aangeplant. En dan het ons ook in 2018 ons bessies wat nou in 'n ander area, in die Woolsley areas, 'n plaas wat ons in 2008 gekoop het. Boer ons daar met bessies ook, ja. Dit is goed gediversifiseerd, risiko's, benutting van mense, groot voordele daar vir julle in om meer gediversifiseerd te boer. Ja, nee, definitief. As jy nou vat 'n jaar soos verjaar waar die halos vrugte nou redelik seer gemaak het, waar die eie redelik beskermd was, en wat dit ons dan help op daai vlak, en dan ook die bloubessies wat heelwat in 'n hele ander tyd van die jaar geoes word, wat dit ook help. So ja, nee, ek dink ons is redelik wyd versprei op ons plase, waar pa en sy broer hom Gys altyd gesê het, dit is maar om teen natuurrampe te kyk dat ons kan meer ja, laat daar produk kan wees as een van die eenhede geslaan of ryp kry of ja. Nou ons het aanvanklik De Keer, en toe het ons in 1972 Leeurivier gekoop wat so 25 hektaar laer af in die Bokveld is, en in 81 Rocklands wat 'n bietjie hoër nader aan Ceres is, en in 2008 het ons 'n Woolsley gekoop. So ons is redelik versprei in die area, nie net op een plek nie. Die 9de Februarie, nou die dag is die dag wat julle redelik uitgehaal was. Dit is nie die eerste keer, maar my vraag is aan jou, hoe hanteer 'n mens daai, hoe staan jy op? Jy weet, dit is maklik om mense sê, jy moet sterk wees en voorspoed, maar dit is nie so maklik nie. Dit is baie moeilik, Betty. Dit is moeilik as jy dit, as die oomblik as dit gebeur, is jy maar taamlik plat geslaan. My ondervinding is dat, kyk, dit is nie die eerste keer wat ons haal kry nie. Ons het al voorheen ook gehad. Maar as jy dit kan oorlewe, daar kom goeie goed ook uit. Jy leer ook, dit is 'n leerkurwe. 'n Mens wil nie dit graag, dit is iets wat jy wil leer nie, maar daar kom goeie goed ook uit as jy die skade kry, en dit leer jou om anders te bestuur, maar dit is nie maklik nie. Verjaar is 'n baie moeilike jaar. Soos ons almal weet, bo op die haal het ons die bemarking
wat die oorlog in die Midde-Ooste het ons seer gemaak. Ons het containers vrugte op die water gehad wat jy nie geweet het waarna toe dit gaan nie. Die hawens is 'n probleem. So 2026 is in my oë een van die moeilikste jare. Dieselpryse. En ek sal die einde van die jaar 60 jaar wat ek by my pa aangesluit het hierso. En ek dink 2026 is een van die heel moeilikste jare. Maar ek kyk nou maar van bo af, die kinders moet nou dit hanteer. So ek kyk nou maar hoe hulle dit hanteer. Maar ek het volle vertroue ons sal deurkom. Sel in variëteite, as ek reg sê, jy het op 'n keer, ek kom bly omtrent 20 jaar gelede, die plaas toegelyk, jy het gesê oor hoe jy gediversifiseer het, maar as ek reg sê, in daai jare het die Grannies, Goldens, Beckhams, tradisionele variëteite gekry, so vandag na die vrugtemandjie van appels en pere kyk, dan lyk hy heel anderster. Ja, definitief. Ons markte het heel verander van dat ek gekom het. As ek nou dink, rooi, geel, groen appels was wat ons geboer het. Ek dink ons was nou bietjie agter ook om nuwe goed te plant wat vir ons op 'n tyd eintlik 'n groot voordeel was, want toe kon ons goeie Rogalas, nuwe strains Rogalas, nuwe strains Pink Ladies aanplant wat vir ons nogal toe ons in 2015 ons bemarkingsmaatskappy begin het, baie voordeel ingehou het. So dit is goed om voor te wees met alles, maar dit is altyd goed om heel voor te hardloop. So ek dink dit is vir ons goed, maar ek dink in die appel en peer bedryf op die stadium, ons het nie honderde cultivars wat ons boer op die stadium. Ek dink daar's 5 appelcultivars wat regtig goed doen. 3 of 4 peer cultivars. Ek dink ja, daar's bitter baie cultivars daar buite, maar jy moet die regte goed op die regte areas en ja, ek dink elke cultivar het 'n plek wat vir hom werk. Ja, so jy moet oordeelkundig werk waar jy hulle plant. Ja. Sal wat maak die Bokkeveld so spesiaal as jy kyk na jou opbrengs per hektaar? Dis totaal anders as gebou as die Langkloof. Ja, ek dink wat die Koue Bokkeveld is mos nou is lekker koud in die winter. Ek dink dis ons grootste voordeel bo die ander streke. Maar as jy vat, ons werk ons nou maar altyd as Ceres as 'n streek, maar eintlik sit ons met 'n Boeswaar, ons sit met 'n Koue Bokkeveld, ons sit met 'n Agterwitzenberg wat nou groot appelareas is. Wat die Koue Bokkeveld bietjie uniek maak is, ons is redelik goed in appels, maar ons is ook goed in pere en ons is ook goed in eie. So ons klimaat leen hom toe dat jy hierdie verskillende goed op 'n baie hoë vlak kan produseer, waar baie van die ander areas is baie goeie appelareas, maar hulle kan nie so goed pere produseer nie, of hulle kan nie so goed eie produseer nie. Ek dink dis die sterkpunt van die Koue Bokkeveld is dat ons kan meer as een kommoditeit op 'n baie hoë vlak produseer as gevolg van die klimaat waar ons sit. Dis nie noodwendig ons as boere wat so goed is. Dit is ons sit regtig met 'n baie goeie klimaat vir die goed wat ons produseer. Ja. Sal en ek sien nette, daar's al hoe meer nette. Jy het onlangs gepraat oor uitdagings en ek dink wat jy net nou genoem het was klimaat. Is nette een van die solutions vir die onweer? Ja, definitief sou ek sê Sjaal kan daar inkom, maar die klimaatsverandering is 'n groot ding. Ek meen 20 jaar gelede het ons nie geweet jy nie geweet wat is klimaatsverandering nie. Ons ervaar dit nou elke dag. Ek meen as jy nou vat kyk hoe hier in die binneland nou. En ons het altyd die idee gehad die binneland reën nie die tyd van die jaar nie. Die binneland reën in die somer en in die winter kry ons reën. Nou, dit het heeltemal verander. Die binneland spoel amper weg. So die klimaatsverandering is 'n groot faktor wat 'n mens moet in gedagte hou. Ja. Self water
die Bokkeveld Ceres, as ek reg sê dat elke plaas sorg eintlik vir sy eie water. Dis nie groot damme nie. Ja, die Koue Bokkeveld het geen waterskema nie. So al die besproeiingswater is in privaat damme. So ons moet maar voorsiening maak vir droë jare en so jy moet baie oordeelkundig aanplantings maak want ja, toe ek op die plaas gekom het, was dit lekker nat jare gewees en jy het gevoel maar jy kan 100 hektaar meer plant as wat jy het. En toe kom 2016, 17 en 18, toe voel dit jy moet 100 hektaar minder plant as wat jy het. So jy moet baie oordeelkundig werk met jou water. En ek dink daar speel nette ook 'n rol by ons. Nette maak dat jy kan omtrent tussen 10 en 15% minder water gebruik. Drip, jy moet kyk na dripbesproeiing of so, daar's 'n klomp maniere hoe jy kan te werk gaan, maar ek dink om oordeelkundig water te gee ook, om alles tot jou beskikking te gebruik. Jy kry baie hulpmiddels om jou boom optimaal te besproei. En ek dink ja, ons moet dit als gebruik. So al die boerdery het baie verander van die ou dae. Alles word gemeet. Emosies word kant toe gestuur. Jy kry net feite, hierdie blok moet uitkom, hy produseer. Hoe is dit 'n aanpassing vir jou om al hierdie balle in die lug te hou om die regte besluite te maak, want dit is mos baie inligting. Ja, nee, dit is Patty, maar gelukkig. Ons sit in 'n familiebesigheid, so ek hoef nie al die besluite alleen te maak nie. Ek dink dit help baie. So jy kan 'n oproep na pa te maak vir nou en dan. Ja, dit help baie. Ons het regtig baie goeie mense wat saam met ons die besigheid bestuur, wat vir ons goeie inligting gaan gee. Ons het goeie stelsels om hierdie goed te meet. Maar ek moet sê, ek is nie sentimenteel oor 'n boord nie. Ek het geleer in die droogte, as jy 'n boord bietjie te vroeg uittrek, is dit amper beter vir jou as wat jy hom bietjie te laat uittrek. So dit het ek, soos pa net gesê het van die haal, daar het al 'n klomp goed in die 20 jaar wat ek op die plaas is gebeur, en dit is sleg as jy daar deurgaan, maar as jy terugkyk, dan weet jy, okay, maar ek het nou iets geleer uit dit uit. So ek dink dit is belangrik dat jy moet gaan kyk, wat kan jy leer uit 'n moeilike situasie, en om dit dan nou eendag weer te gebruik, en om jou besigheid beter te maak. Ja. So ja, sentimenteel oor woorde, nee, glad nie. Iets anders wat jy miskien aan kan raak, Patty, is dat so sê 30 jaar gelede was die bemarkingsveld totaal anderster geweest. Ons het, wat die vrugte betref, ons het een kanaalbemarking gehad, die Cape Span of sagte vrugteraad, en vandag het jy jou eie bemarkers, jy het jou eie finansiële ouens. Dis nie meer die bank wat vir jou sê wat jy moet doen nie, jy het dit aanhuis, jy source nie meer als nie. Jy het jou ingenieurs, jy het jou finansiële mense, jy het jou HR mense, so wat ek dink 25 jaar terug, moes jy als gaan haal het by iemand. Nou het jy dit in huis, wat 'n groot verskil is en wat 'n groot voordeel is. Okay. Inshallah, ons praat oor variëteite. Min of meer, wat kos dit om 'n hektaar appels te vestig? En met dit, wat is ook die koste as jy dit onder nette sit? Nette so plus minus 420.000 rand per hektaar nou. Dan as jy gaan nog 400 betaal vir, dit hang ook af hoe jy plant. As jy nou, wil ek amper sê, 'n nuwe stuk boord moet aanlê, wat jy moet hooflyne aanlê, en dan raak dit sommer gou baie duur. As jy nou net aanhak by bestaande boorde, dan lyk jou somme 'n bietjie anderste, maar ek reken jy kan gemaklik praat van tussen 800 en 1 miljoen as jy met nette plant. Ja, so want ons plant nou al digter ook, so jou boom
jou bome kos al vir jou R200,000 'n hektaar amper. So Baie belangrik om natuurlik jou produksie, hoe gou jy in produksie kan kom. Ek onthou baie jare gelede, natuurlik kry jy baie nuwe nie-ter-variëteite produksiemetodes. Maar dan praat ek self dat jy van 20, 30 jaar terug, het ek baie keer die stelling gehoor, jy plant pere eintlik vir jou nageslag. Ja. Want so lank vat dit Voor hy begin dra, of voldrag is. voldrag Ja. en om gelyk te breek, want kom Ja. ons sê jy spandeer daai 800, die eerste 2-3 jaar het jy net kostes, jy het Ja. nie inkomste, so jy met daai 800 of 1 miljoen dra met verdere uitgawes, wat natuurlik baie druk sit op ja, boerdery. nee, verseker. Wel op 'n ander note, ligte note, Bruitenpolse, julle het 'n spesiale verhaal oor Bruitenpolse wat op hierdie plaas groot geword het. Ja. Nee, hy is hier gebore en sy ma het hier by ons gewerk, maar sy ma het al my kinders, dis nou Sjaal en sy 4 susters, help grootmaak. En toe ek nou aftrek dorp toe Sjaal getroud is, toe het sy net so oorgestap of net aangegaan in die huis en toe het sy nou vir hom gehelp om sy 4 seuns groot te maak. En toe sy natuurlik nou, ons het nou die tragedie gehad dat sy verdrink het in Hermanus saam met haar suster, wat yes, dit was tragies geweest vir die hele familie geweest. En so En het ook groot geword op by Bokkeveld Laerskool. Bokkeveld Laerskool is ook op skool hier gewees, Bruiten. hy was in Skirweberg geweest. En toe van Skirweberg af hy het maar eintlik hier by ons in die huis groot geword. En hy was maar elke dag hier saam met Sjaal, hulle verskil so 'n paar jaar. En toe sy hier vanaf het ons hom 'n kans gegee om Stellenbosch Universiteit toe te gaan. En daarvanaf het die verhaal mos nou, ek meen hy het in die eerste jaar het hy vir Maties onder 19 gespeel en in die jaar daarna het hy WP gespeel en die jaar daarna was hy Springbok geweest. So dit is so sy verhaal geloop het. So. En ek moet sê dat ons is vandag nog trots op hom. Hy het regtig waar, hy het ons nooit rede gegee om ons koppe te laat sak nie. Hy het regtig waar goed gedoen in die veld wat hy beweeg. Ag, awesome. Ja, hy is regtig 'n karakter en jy weet Sjaal, ek sien hom so nou en dan per geleentheid en Ja. hy sal altyd baie groot waardering teenoor Ja, julle as 'n familie, as 'n gesin en wat wonderlik is Ja. en ja, dis altyd mooi stories en dit is regtig 'n baie mooi storie. Ja. So al 'n paar weke terug, ek was bevoorreg om jou pa se 80ste verjaarsdag te seëvier daaronder en hoe is dit saam met jou pa te boer en op so 'n geleentheid 'n vol saal in die golfklub te hoor hoe die mense so goed van jou pa praat. Dit moet eintlik awesome wees. Ja, nee, dis mos nou altyd lekker om goeie goed van jou pa te hoor, om trots te wees op hom. Ja, ek dink ons het wat vir my, ek was nou die eerste kind wat plaas toe gekom het. En toe was my oom ook nog in die besigheid en wat lekker was is hulle het ons van 'n baie vroeë ouderdom af ingetrek in hulle vergaderings of om 'n mens nou al anders te laat dink, nie net klein te dink nie. So hulle het ons baie geleer. Maar ons was ook in die gelukkige posisie, ek het meer na my oom toe gerapporteer en my neef Sjaal het meer na my pa toe gerapporteer want toe was hy nou al onder by die pakstoor en Sjaal is meer in die bemarkingskant. So ons het nooit direk saam gewerk nie, maar dit was altyd lekker. Jy het altyd 'n oor gehad wat jy net kan na toe gaan en raad vra. En ja, hulle het nooit vir ons oor ons skouers gekyk en gesê maak so nie. Hulle het eintlik vir ons baie geleentheid gegee om foute te maak wat baie keer miskien riskant was, maar dit het ons geleer om wat ons van vroeg af met goeie besluite neem. Ja, en
hulle het ons net die geleentheid gegee om goed te doen, na hulle toe te gaan, dit te klankbord en dan kan jy dit gaan doen. So ek dink ons het 'n baie lekker werksverhouding gehad, ja. Sorry, ek moet nie te hard vat aan hierdie been, maar Die jy, een. is dit daai een? Die een. Vertel 'n bietjie van daai gou. Nee, ag, ek het in 2018 het ek van 'n perd af gespring en my knie gebreek. En ja, ek was vir 3 maande op my rug wat ek nie maar getrap het op die. In die medikliniek dan Woeste. Ja, so Is hy nou reg? hy's reg, as hy ek operate normaal, so nee, ek glo hy's reg. Selfs in die dorp Ceres, 'n ongelooflik skilderagtige mooi dorp. Pragtig. Ek weet as jy nou in die pas afkom, nou die tyd van die jaar, dis verskriklik mooi, die herfskleure. Ja. Dorp is 'n pragtige dorp. Goeie skole, laerskole, Goeie- hoërskole, goeie dis skole, altemlik. ja. Wonderlik eintlik hoe 'n gemeenskap en seker ek glo daar's baie van die boerderykant ook om Ceres die dorp daar wat hy is, want jy sien so baie keer die plattelandse dorpe. Die boerdery, die landbou, die dorp is die landbou. Ja. As die landbou swaar kry die dorp swaar. Dit is en ek dink die dorp is in vir 'n moeilike tydjie. Nou die volgende klompie maande. So grootste les wat jy geleer het. Sjoe, Betty, ek dink daar's 'n hele klomp wat ek deur goed wat ons nou al gehad het op die plaas. Ek nou dink 2012 se onluste het dit regtig vir ons geleer hoe om ons mense meer ingelig te hou en beter verhouding met hulle te hê. En ek sal sê wat die plaas aanbetref is dit definitief een van die grootste lesse. Hoe om jou werksmag gelukkig te hou, saam met jou te hou en ingelig te hou. Ja, ek dink dit was iets wat nogal daai tyd ook amper sosiaal was. Dit het nie op die ou en so 'n groot effek gehad nie, maar in daai 2 weke was dit nogal iets wat ja. En ek dink is baie net kommunikasie en op die ou en van die dag, die besigheid kan nie bestaan sonder die mense nie. So ons moet saam met hulle werk en hulle moet saam met ons werk. Dit kan nie hulle en ons wees nie. Dit is een besigheid. So ja, definitief een van die grootste lesse wat ek geleer het in die tyd wat ek nog wees. Ja. ja, want as ons hier kom, ons sien julle is eintlik verantwoordelik vir al jou werkers en al hulle kinders ook. So besluite wat jy maak, Ja, is eintlik 'n raak. helse verantwoordelikheid. Ja. Ja. Charles, ons weet jy het ook nie net met Bruiten, maar hy's 'n groot rugby ondersteuner. Baie van die keer ons praat baie oor die rugby. As ons kyk 'n bietjie na die Springbokke, hoe lyk die toekoms vorentoe? Ek weet jou kleinseun Quentin het ook SA skole gespeel. Ons gaan nou met sy ma praat. Maar rugby is in 'n baie gesonde posisie Ek ook dink- in Suid-Afrika. Ek dink in Suid-Afrika is dit 'n gesonde posisie. Ek dink definitief so. Ek dink ons kan vooruit kyk na die volgende wêreldbeker. En ek dink met Rassie dink ek hanteer die ding op 'n baie goeie manier, as ek moet sê. Ek meen hy het seker sy kritisie, maar hy kry die resultate. Dis tog wat tel op die einde van die dag. Nee, Met 'n verseker. baie goeie voedingsbron, jy weet ons het Ja. goeie skole, goeie ondersteuning. En selfs ek wil jou vra, jy het so 'n jaar wat gelede het jy altyd 'n sagte plek vir die Karoo. So ek verstaan jy's 'n bokboer in Peerston. Hulle vertel my daar in Peerston, Ja, man van Ceres. Ag, ek het so 'n stukkie grond af my gekry en ja, is vir my lekker. Mense gaan skakel daar af en ja, my kinders geniet dit baie. Ek moet sê hier by ons plaaswees is nie meer soos dit was toe ek groot geraak het, hè. Daar's baie goed reëls wat ingekom het en so daar kan hulle nog plaas wees. So hulle kan nog daar rondhardloop soos hulle wil en so maar dis ja eintlik baie lekker gesinstyd vir ons as gesin daarso en ja, ek geniet dit nog so ver baie. Is vir my baie lekker daar. Ja.
Charles en Klein Charles, baie dankie vir jou tyd. Dit is 'n groot inspirasie vir ons. Ons waardeer jou ons vriendskap. Ons waardeer dat julle ons support as 'n verpakkingsmaatskappy. Ons is baie trots op julle. Baie dankie vir jou tyd en mag daar baie blessings vorentoe wees vir albei van julle. Ons geniet julle en julle is baie dierbaar vir ons albei. Dankie. Nee, baie dankie Patty. Dankie, Neil. En laat die samewerking so bly soos dit was die afgelope, hoe het jy gesê, hoeveel jaar is dit nou? So 25. 25 jaar. Toe wonderlik. Ja, baie dankie. Ja, awesome. Ons gaan nou vir Marina vra om die sy is nogal goed voorberei jou sussie, né? Sy het baie huiswerk gedoen gisteraan. Ja. Dis dan dankie.